kan jy sien, gister was ons daar naby gewees, net onderkant daai berge. As daar nou een plek is waar vindingrykheid nou gebeur, dan is dit nou op hulle se plase. Kyk nou net hierdie trekkertjie wat gebou is, om nou die voer te vervoer. Wat nou gebeur, omdat dit nou so droog is, en gewoonlik, dis nie net wanneer dit droog is, gewoonlik word die veld, hierdie velde dan, wat altyd so groen lyk, word dan nou gesny met 'n grasnyer. Dan word dit by mekaar gehard, gebaal, vir die vee, vir die koeie, varke en alle ander dinge, juis nou so vir die wintermaande, wat dit alles nou hier so onder sneeu toe is. Nou soos jy kan sien, hier is verskillende klokke, met verskille wat vanuit verskillende metale gemaak is en wat verskillende klanke het. So selfs daai groot menere daarbo word dan nou om die koei se nek gehang, en dan kan jy nou aan die klank van die klok herken of dit jou koeie is en of dit nou buurman se koeie is. Nou hier word ernstig kaas gemaak. So hierdie is die kaasmaker, en hy het nou die melk word nou verhit, en in hierdie oond, as jy hom nou daar oplig, dan is dit nou 'n verskriklike warm oond, en hier word so 4 oond waar hierdie kaas groot pot dan nou warm gemaak word. Net nou het hulle die melk, die suur en alle ander goed bygegooi, en jy kan sien hoeveel dikker is die melk nou. Nou moet hy weer ingaan. Kyk nou net daai toe wat hulle nou daar insit om hom te roer mee. Nou word die melk nou verroer, en dan gaan hierdie tamai maaiklom, hierdie groot pot, gaan dan nou weer vuur toe. En dan word hy weer glad gemaak en nog kleiner, sodat al daai stukkies nou klein opgebreek kan word en mooi glad kan word, voordat hy nou weer in vuur gesit word. Nou word hierdie groot klitser opgesit, en dan gaan hy nou hierdie besigheid nou nog fyner klits. Daar kan jy nou sien, dit was die vorige klitser voordat hulle nou elektrisiteit gehad het. As daai ene moes hulle nou so vir ten minste 'n uur geroer het, en hierso het hulle daarom nou hierdie groter ene, wat daarom nou met die elektrisiteit werk en wat hom dan nou heel lekker glad maak. Nou word hierdie groot pot nou hier ingestoot oor die vuur. Dan word hy nou toegemaak en tot op 'n sekere temperatuur nou verhit, wat die hele tyd gemonitor moet word. Dis wat ek al gesê, die ringe word dan nou voorberei, waarin die kaas dan nou vergiet word. Nou word hy nou ingegiet. Hy pas, hy hou net So hy skep die boonste by nou. Daar vou hy nou sy kaasdoek. En dan word hy nou vastgeknoop. Die water word uitgedraai.
Dan word hy oorgevat daar na die ander kant toe. Dan word hy in die kaasvorm gesit. Ekstra water nog uitgedruk en dan word die kaas nou daar in daai vorm nou vasgedruk, toegemaak, weer uitgedruk. Nou kan jy sien word hulle so op mekaar gestapel. En dan word hulle nou so elke 10 minute tot 15 minute dan word hulle gedraai. Hy word nou gepres. Jy kan sien dat hy om al die water nou uit te kry. Nou dit is nou waar die kaas gehou word en omdat dit nou so besonderse warm somer is, moet hulle iets doen net om die plek waar die kaas gehou word bietjie af te koel. So kom ek wys jou waar word dit gehou. Ja. Next room more we have. The next room. Next room there's more, but here is Mima. And this is how he keep himself busy, but he says it's very hard work. So hier kan jy die kaas sien. Soos jy kan sien, hier is nou nog 'n klomp ander kaas. Hoe dit dan nou werk is die boere verskaf melk aan hom. Hy maak die kaas en dan hou hy 'n deel en dan kom haal hulle kaas en hulle kan dit dan weer verkoop. En dit wat hy dan wat oorbly verkoop hulle dan nou self as inkomste. Hier kan jy nou sien word die kaas gesmeer. Elke dag moet hierdie kaas nou met sout gesmeer word. En dit is nou waarmee hulle besig is en so. En soos wat hulle smeer met sout, dan terselfdertyd met die bord waarop hy nou gelê het, moet hy nou skoongemaak word.